Aan U wat vir ewig koning is, kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Kom ons sluit die oë. Troue God, ons Here en hemelse Vader, ons wil U loof en prys, Here. Dankie dat ons weer as 'n gemeente vanoggend hier by mekaar kan wees, om U te loof in sang en lied, om weer vanuit U woord uit te leer. Ons dankie, Here, vir gesondheid wat ons het om hier te wees, en ons bid vir hulle wat siek is. Ons dankie dat Jan Sonders ook vandag weer saam met ons in hierdie gemeente is, en ons bid ook vir sy gesondheid, hemelse Vader. Ons het ons planne gehoor wat ons voorlê vir die volgende 3 jaar, en ons wil werklik waar vra, Here, dat U vir ons sal bystaan en dat U met ons sal wees, dat hierdie planne ook U planne vir hierdie gemeente sal wees. Hemelse Vader, ons bid dat in hierdie week ook met elkeen van ons sal wees. Hou ons vas in dit wat ons doen, en dat ons altyd wat ons doen sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Amen. 2 Timoteus 1 vers 8. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Moet jy ook nie skaam vir my, wat om sy ontwil in die gevangenis sit. Moenie skaam wees. Jy kan nou hier vir my kom sit en sê, oh my word, wat 'n eenvoudige tema. Ek vra een van julle om vorentoe te kom en gou vir ons 'n gebed te kom doen. Wat was die eerste emosie wat deur jou gegaan het? Ek is skaam. Wil nie voor mense optree nie. Ek is bang ek slaan my naam met 'n plank. Net te maak ek 'n fout. Hulle gaan vir my lag. Dit gaan vir my 'n embarrassment wees. Ek verkies om op my stoel te sit en niks te doen nie. Want skaamte steel jou van jou vrymoedigheid, van jou durf, jou potensiaal. Kan jy nog onthou toe jy in graad 1 was en die juffrou vir jou gevra het, jy moet staan en sê wie jy is. Toe voel jy kan so wegraak in die grond. Want jy is te skaam om op te staan en te sê wie jy is. En eventually het jy jou naam so uitgekry en toe moes die juffrou sê, praat 'n bietjie harder, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Kan jy nog graad 1 onthou? Daar was 'n dag gewees wat jy vir die eerste keer voor die klas 'n resitasie moes opsê. Praat net my era uit, ek weet nie wat gebeur in die moderne era nie. Ek was skaam. Maar jy is vandag nog skaam. Vandag nog. Dit kos guts om op te staan en voor mense op te tree. En daar is 'n klein berekeningkie by betrokke. So die tragedie met Timoteus, Paulus het hom ontmoet toe hy 'n jong man was, omtrent dieselfde ouderdom wat Paulus was, toe hy in Handelinge 6 die Christene vervolg het. Daar staan met die steniging van Stefanus. Die ouens wat hom gestenig het, sy klere gevat en dit voor 'n jong man se voete neergegooi met die naam van Saulus. Daar word die woordjie gebruik, jong man. En daai jong man was so in die 20 vlak 30's gewees. Paulus. Dieselfde woord word gebruik vir Timoteus. Jong man. Ons praat van iemand so in sy 20 vlak 30er jare. Paulus het hom raak geloop op sy sendingreis na Lystra toe en hy het onmiddellik van hom gehou en hy het besluit in hierdie jong man wil hy belê. En so begin hy met pad saam met hom te loop en van tyd tot tyd sou Paulus hom stuur om namens hom net gou 'n boodskap oor te dra. So die klein jong Timoteus word toe die praktiese handsmannetjie van Paulus. Paulus het vir allerlei tipe van take gebruik. En so gebeur dit dan uiteindelik dat Paulus 'n baie sterk gemeente vestig in Efese. 'n Groot, sterk, dinamiese gemeente. En nu kom Paulus en hy vat 'n kans. Hy stel 'n jong proponent aan in hierdie groot gemeente Efese. Sterk leiers, sterk persoonlikhede, sterk manne, sterk vrouens. En Timoteus was maar net jonk.
En dan lees ons dat hulle begin het om op jong Timoteus neer te kyk. En dit het gemaak dat hy gebreek het. So uiteindelik was Timoteus in die moeilikheid, hy het sy passie verloor, hy het alles verloor. En hierdie wat ons op hom neergekyk het en hy sy passie verloor het, het iets anders in hom wakker gemaak. Die woordjie skaamte. Timoteus het nie meer die vrymoedigheid gehad om in 'n vergadering op te staan en 'n opmerking te maak. Timoteus het nie meer vrymoedigheid gehad om 'n Sondagoggend voor die gemeente op te staan en te preek, want hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. As daar 'n krisis was, het jong Timoteus nie meer die vrymoedigheid gehad om die krisis te probeer hanteer, want hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. Die woordjie skaamte. Almal van ons het nog maar hierdie emosie in ons binneste. Hoeveel maal het jy nie openbaar opgestaan en jou persoonlike getuienis gelewer van hoekom jy 'n Christen is? Hoekom jy glo? Wat met jou lewe gebeur het? Wie van julle het volgens die vrymoedigheid om op te staan? Iemand het net sy hande agterop gesteek, die dame, en het gesê ek is bereid om hier te kom staan en met die gemeente seker goed mekaar te deel. Baie keer as jy in 'n vriendekring is en die Here het iets fantasties in jou lewe gedoen, het jy die vrymoedigheid om dit in die vriendekring te deel. En jy het baie verhale om te vertel. Elkeen van julle wat vanoggend hier sit, het 'n storie om te vertel van hoe die Here in jou lewe gewerk het. Wat is daai skakel wat maak dat jy stil bly? Jy wil baie graag iets sê, maar jy sê niks. 2 woorde. Skaamte en vrymoedigheid. Uiteindelik moet ek en jy, soos jong Timoteus, klink bietjie aangemoedig word om op 'n baie vrymoedige wyse net jou storie te deel. Want dis uiteindelik jou getuienis, is jou storielyn. Paulus fluister. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Paulus sê dit. Maar skaamte fluister. Hou dit by jouself. Moenie uitstaan nie. Moenie openlik wees oor jou geloof. Paulus sê, nou kom daai ander stemmetjie. En daai stemmetjie praat. Skaamte. Elkeen van julle wat vanoggend hier sit, het iets in sy hart wat hy kan deel. Maar jy hou dit vir jouself. Jy wil nie gebrandmerk word nie. Jy wil nie heeltemal te openlik oor jou geloof praat nie. Skaamte fluister nie net nie. Skaamte, hoor mooi, steel. Hy steel jou stem en jou getuienis. Jy het 'n unieke stem, jy het 'n unieke storie, jy het 'n unieke journey, jy het 'n unieke verhaal. Ek kyk so vanoggend na elkeen van julle wat hier voor my sit, en as ek alles wat in jou lewe gebeur het, ons sit dit in die geskiedenis van Wonderpark neer, ons maak dit 'n boek, gaan dit so 'n dik boek wees, van jou storielyn. Maar op 'n of ander manier is jou storielyn stil, hy is nêrens geskryf nie. Jy praat nie daaroor nie, staan nie uit nie, teken nie prentjies daaroor nie. So wat doen skaamte? Hy steel jou stem, maar hoor mooi, jou storie. Ons het jou storie nodig. Ons het jou verhaal nodig. Ons het jou journey nodig. Ons kan nie daarsonder nie. Want daarin lê die bemoediging en die vertroosting vir ander mense. Kom sit hier by my. Kom ek vertel vir jou wat met my gebeur het. Hier sit 2 mense in rolstoele vanoggend. Johan hier en Jaco daar. Elkeen het 'n verhaal om te vertel. Van vasbyt, van trauma, van hartseer, van moedeloos word. Hier sit hulle vanoggend. Storielyn. Skaamte steel jou invloed en jou potensiaal. Weet jy wat so 'n ongelooflike invloed jy kan uitoefen? Op laerskool, op hoërskool, daar waar jy beweeg. Die kringe waaruit jy kom. Jy het geen idee wat se invloed jy in jou kringe kan gaan uitoefen. Maar wat doen skaamte? Hy steel jou invloed. Hier is die ergste. Hy steel jou potensiaal. Ek was in standaard 6. Toe ek die enigste seentjie, ek was baie klein,
in die kunsklas. Toe sê hulle, net sissies sit in die kunsklas. Toe sê ek skaam om te ek in die kunsklas sit, stap ek in die kunsklas uit. Grootste fout in my lewe. Want ek moes in my latere jare lewe, want ek is mal oor kuns, moes ek aparte kunstklasse gaan loop, maar ek kon dit al reeds in standaard 6 gedoen het. In standaard 6 word ek gekies om vir koor te sing. Toe sê hulle net sissies sing in die koor. Toe stap ek uit die koor uit. Hoekom? Omdat ek skaam was. Hoeveel potensiaal het jy wat onvervuld is, omdat jy op 'n stadium skaam was om nie uit te staan vir jou talent? Hoeveel onvervulde talente sit vanoggend hier, omdat daar op 'n stadium 'n opmerking oor jou gemaak was, wat jou laat half embarrassed voel en skaam voel, en toe los jy dit? Hoeveel musiektalente sit hier? Hoeveel sangtalente sit hier? Hoeveel skryftalente sit hier? Hoeveel unieke kreatiwiteit sit vanoggend in hierdie kerkgebou? Hoeveel leierskap sit in hierdie kerkgebou? Hoeveel charismatiese persoonlikhede sit vanoggend in hierdie kerkgebou? En wat het skaamte gedoen? Hy het gesteel. Jou potensiaal. Skaamte steel jou lewensdoel en jou lewensvervulling. Dit kan wees dat jy vanoggend hier voor my sit en voel dat daar nog dinge in jou lewe is wat jy eenvoudig moet doen. Terme van jou lewensdoel, terme van jou lewensvervulling, terme van jou potensiaal. Ergens van die verlede was daar 'n opmerking gemaak gewees wat dit van jou gesteel het. En in die kern daarvan sit skaamte. Timoteus was op die punt om uit die sisteem uit te verdwyn. As Paulus hom hier gelos het, was daar nie meer 'n persoonlikheid met die naam van Timoteus. Was daar in die na-Pauliniese era nie 'n nuwe kerkleier met 'n sterk dinamiese naam Timoteus. Op hierdie punt sou hy verdwyn het. Nou vra ek vir jou, het jy ergens al langs die pad verdwyn? Of voel jy dat jy tot jou volle reg gekom het? Wanneer ons skaam word, begin ons om onsself te redigeer. Nou dis 'n groot woord, maar dit beteken die volgende. Jy is eintlik voorstel om 'n skitterende kunstenaar te wees, dan sê jy, ag ek het nie eintlik kunsttalente nie. Die juffrou sê kom speel vir ons 'n stuk op die klavier, dan sê jy ag nee, ek kan nie eintlik klavier speel nie. So elke keer kry jy 'n kompliment. Dan wat doen jy met die kompliment? Jy verklein dit. Soveel maal het iemand vir jou kompliment gegee, wat jy baie graag die kompliment wil glo, maar jy aanvaar nie die kompliment, want jy voel nie gemaklik, jy voel half embarrassed oor die kompliment. Ons glo nog, maar in stilte. Ons bid nog, maar privaat. Ons gehoorsaam, maar sonder sigbaarheid. Die grootste skok in hierdie gemeente was toe Annelies Endres nog op hierdie kansel gestaan het en vir die gemeente gesê het, draai julle stoele na mekaar toe en bid saam daar waar julle sit. Toe kom daar een groot stilte in die kerk. Why? Ek is skaam. Ons doen dit in die kerk nie. As ons nou sê, draai na mekaar toe en bid, dan kry jy nie stil nie. Verstaan julle? Incredible. Paulus sê 4 kort dinge en ek gaan redigeer vir Timoteus. 4 kort dinge. Hy skryf vir jong Timoteus dat God reeds in die ewigheid 'n plan gehad het. Nou moet ek dit vir jou verduidelik. Hier verwys hy na God die Skepper. Tuis, gooi gou die kamera hierop. Hier is nie 'n tekenblok nie. Dis 'n sketsblok.
So ek het uiteindelik my kunstklasse gaan doen, en ek sit lekker daar by die huis en teken. Maar as jy besluit op 'n tema, dan vat jy jou sketsboek. En op hierdie sketsboek maak jy so 'n rowwe skets. Teken nie detail nie, maak jy 'n rowwe skets. Dan vat jy jou pastelle en dan is daar 'n ander blok, dan begin jy gou 'n bietjie kleure te meng en te blend, net om te kyk watter effek dit is. So jy doen wat ons noem, voordat jy die finale ding teken, doen jy dit op 'n sketsboek. Jy plot hom. So almal van julle wat graag eendag wil teken, wat wil nie weet hoe begin jy nie, jy begin met 'n sketsboek. En dan maak jy die rowwe prentjies. Dis hoe jy begin. Maar daarna haal jy die A3 of die A2 pad uit. Dan is die sketsboekie langs jou. Kyk so na die sketsboek. En dan begin jy om die detail op die groot blok eers groot te teken, sketsboek, en dan uiteindelik vat jy jou tyd. So jy kan binne 'n week klaar wees, kan binne 'n dag klaar wees, kan binne 3 weke klaar wees. Maar uiteindelik voltooi jy hierdie groot prentjie wat jy wou geteken het. Nou staan ek by jou as kunstenaar. Nou vra ek vir jou as kunstenaar, wanneer het hierdie produk begin? Waar het hy begin? Dan gaan die kunstenaar sê, dit was 'n gedagte in my kop, wat ek op 'n sketspad gesit het, en daarvandaan gaan oorteken het op die groot prentjie. As jy na die groot prentjie kyk, dan kan jy die fyn stukkie detail kan jy daarin sien. So, hierdie finale produk, het nie begin toe ek begin teken nie, hy het voor dit begin, daarna het ek hom geteken. Nou sê Paulus vir Timoteus, Timoteus, God het 'n besluit geneem oor jou lewe. En die besluit wat hy oor jou lewe geneem het reeds in die ewigheid plaasgevind. So Paulus begin nou vir Timoteus te sê, Timoteus, dis die jaar 64 na Christus, jy sit in Efese, jy wil uitklatsch, jy is skaam, jy is bang, jy wil nie praat, kom verduidelik vir jou. In die voortyd het God reeds met jou lewe 'n plan gehad. Hy het 'n besluit geneem in die ewigheid. Toevallig in die jaar 64 na Christus is deel van die uitvoering van daai plan wat hy geneem het. En die 2 besluite wat hy geneem het rondom jou lewe, hy het jou gered en geroep. Hy het jou gered en geroep. Op elke punt sou ek 'n detail kon ingaan, gaan nie vanoggend op die detail in nie, want ons het beperkte tyd. Dis die 2 sleutelwoorde. So die feit dat God vir Timoteus gered en geroep het, het nie in Lystra begin nie. Dit het nie begin toe hy gebore is nie. Dit het nie gebeur by die verwekking toe sy pa en sy ma by mekaar uitgekom het nie. Dit het in die voortyd gebeur op die sketsblok. God het met jou plan gehad, Timoteus, in die voortyd. Dis nie toevallig dat ek in Lystra ingestap het nie, Timoteus. Dis nie toevallig dat ek hierdie man genees het nie, Timoteus. Dis nie toevallig dat hulle met dieselfde dag met klippe doodgegooi, buite die stad gegooi het, en daarna het ek die volgende dag wakker geword en teruggestap, en toe het jy met groot oë na my gesit en kyk. Dis nie toevallig, Timoteus, dat ek op my tweede sendingreis van jou gehoor het, en ek besluit het om jou deel van my span te maak. Dis nie toevallig dat ek jou in Efese geplaas het nie, Timoteus. God het dit besluit in die voortyd om jou te red en jou te roep. Jy sit vanoggend hier voor my. Jy beskou jouself as 'n Christen. Kan vaar jou belydenis. Weet jy wanneer is daai skrif geskrywe? In die voortyd. In die voortyd. In die voortyd. As jy terugkyk na hoe jou pad geloop het, sê jy sien, daar dit gebeur, daar sulke ankers langs jou pad, wat God se besluit is en beplanning gemaak het dat dit 'n werklikheid moes word. Maar het jou geroep. Jou geroep. Elkeen van julle wat hier voor my sit, het 'n calling. Jy het 'n roeping. Daai lewensroeping moet jy vervul. Dis God se plan, jou lewe. Timoteus, jy sal 'n dominee wees in Efese. Ernst Endres, jy sal nog vir die volgende 2 jaar aangaan. Ek het beplan om af te tree en ek en Annelies, ons het begin kyk na huise koop. Plan, die skrif is heeltemal totaal oorgeskryf, was nie my kop nie. Ons gaan nog vir 2 jaar aanbly, maar amper in totaal vir 3 jaar. Wanneer is dit besluit? Die kerkraad. Het Bernard dit besluit? Wie het dit besluit? Wie het gemaak dat die goed
So 'n plek begin val. Ons was heeltemal op 'n ander spoor gewees. Volgende 3 jaar, julle sal nog hier wees. God willingly. Waar jy voor my sit. Nie skaam wees nie. Meer vermoedigheid uitkom. Die voortyd. God 'n plan vir jou lewe gehad. Jy het nog tyd om by die totale optimale vervulling van jou talent en jou potensiaal uit te kom. Jy het nog tyd. Jy's 'n Christen. Natuurlik is daar krisis in jou lewe, maar jy het nog tyd. Dis God die Skepper. Die plan van God moes uiteindelik tikkies en teerslaan, want dis die prentjie in die voortyd, maar dis die voortyd. So daar's 'n realiteit. En daai realiteit is Jesus Christus. Hierdie genade is nou ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Jesus Christus. Ek wil vanoggend voor jou kom sit en ek wil net een ding in jou lewe vasmaak. Jy is 'n Christen. Jy is nie 'n Jood nie. Jy is nie 'n Griek nie. Jy is 'n Christen. Oor jou naam staan geskrywe Christianos. Christianos beteken, daai anos beteken son of. Jy behoort tot die familie van Jesus Christus. So hierdie prentjie wat 'n sketsboek was, wat uiteindelik 'n groot realiteit geword het, het in jou lewe realiteit geword in Jesus Christus. Timoteus se ma was 'n Jood. Sy pa was 'n Griek. En Timoteus het 'n Christen geword. Ek het gister 'n baie interessante program gekyk op CNN en het hulle gepraat met 'n Iranese navorser wat ook connections het in Amerika, baie duidelike absolute geleerde individu, en dis die eerste maal wat ek iets gehoor het wat vir my sin maak oor dit op die oomblik in die Midde-Ooste plaasvind. Hy het gesê daar is 3 apokaliptiese oorloë op die oomblik aan die gang in die Midde-Ooste. 3 apokaliptiese oorloë. 3. Die eerste is die apokaliptiese oorlog van die Jode. En hy het gesê Netanyahu se doelwit is om van die Nylrivier tot en met die Efratrivier die grense van Israel uit te brei, want dis hulle messiaanse reg. Hulle messiaanse reg. Apokaliptiese oorlog nommer 1. Toe sê hy, Amerika is besig met die ander apokaliptiese oorlog. En dit weet ek nie, maar ek aanvaar dat hy dit wat hy aangehaal het is korrek. Vir die Amerikaanse soldate op die oomblik in die Midde-Ooste word vir hulle gesê, dis die finale slag van Armageddon wat nou plaasvind, wat die koms van Jesus Christus voorafgaan. So die Amerikaners wat dit geestelik probeer regverdig sê, Armageddon. Koms van Jesus Christus. En die Iranese, het ek nie geweet nie, glo reeds van die 7de eeu na Christus, dat die groot Messias gaan kom. En hulle glo, dit gaan nou gebeur. 3 Messiaanse oorloë in die Midde-Ooste. En wie sit hier voor my? Die Messiaanse volk. Die volk van Messias. Ons het nie oorlog gemaak nie. Ons is Christene. Die vinnigste groeiende kerk in die wêreld is waar. Annelies het verseker nie eens geweet nie. Die vinnigste groeiende kerk in die wêreld, raai waar is dit? In Iran. Die vinnigste groeiende Christelike kerk. Punt nommer 2. Timoteus, jy's 'n Christen. Jy's nie meer 'n Jood nie. Jy is nie 'n Griek nie. Jy's 'n Christen. Nou wil ek vir jou volgens sê, jy's 'n Christen. Waar's my tyd? En die resie moet klaarmaak. 3de punt. Fokus. Hy sê vir Timoteus. Om die rede lyk ook hierdie dinge, hy sit in die tronk, ons gaan later daar preek, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou en daarvan is ek oortuig. Hy gebruik 2 woorde. Hy sê my omstandighede skrik my nie af nie. Ek weet op wie ek vertrou, 64 na Christus, hy sit reeds in die kerker onder die arena in Rome. Paulus se enkele weke later sterf, dalk 'n paar maande daarna sou hy sterf in die arena. Hy sê no. Ek bly my baie mooi verstaan hier waar ek van skryf. Ek weet op wie ek vertrou en die leiding wat vir my pad is skrik my nie af nie. Ek is daarvan oortuig dat hy wat magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom in stand hou. Wederkoms. Christen.
Die wederkoms is op pad. Dag en datum weet ek en jy nie. Net die Vader weet dit, nie eens die Seun. Dit gaan nie tyd van oorlog wees nie, dit gaan 'n tyd wees soos die tyd van Noag, wat almal lekker gekuier het. Wederkoms is op pad. Paulus sit in die tronk, nou sê hy vir Timoteus, Timoteus, daar waar jy in Efese sit, is jy in die moeilikheid, jy skaam. Fokus op die wederkoms. Kry jou fokus reg in jou perspektief. Die wederkoms is verseker op pad. Die opstanding van die liggaam is 'n absolute werklikheid. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, Timoteus, is 'n vaste werklikheid. Jy het begin vaskyk in die omstandighede rondom jou en jy het begin sink. Timothy, jongman, lig jou kop. Wederkoms is op pad. 2 sleutelwoorde. Ek weet op wie ek vertrou en ek weet dat hy weer kom. Op wie vertrou jy? Ek wil jou vertel wat in hierdie week met my pensioen gebeur het nie. Kyk, as ek 'n ketjie gehad het en 'n paar byle het ek vir Donald Trump gesê, kom staan hier, ek wil 'n bietjie target training doen op jou. Maar die meeste van julle se pensioen het hierdie week geduik. Maar op wie vertrou ek en jy? Op God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ek weet op wie ek vertrou. Ek sit in die tronk, Timoteus, jy is in Efese, vasbytpartner. Ek sluit af. Timoteus, wat aan jou toevertrou is goed. Wat is aan jou toevertrou? Glo jy daarin? Woeker jy daarmee? Maak jy die beste daarmee? Wat aan Timoteus toevertrou was om vir die Here te werk. Timoteus, jy sal in die bediening bly tot op die einde toe. Jy is 'n onderwyser, jy is 'n advokaat, jy is 'n besigheidsman. Elkeen van julle sit hier voor my met unieke, spesiale talente. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ek vat saam. God verwyder nie altyd vrees nie. Hy gee krag binne in dit. Timoteus sou nooit vreesloos wees nie, maar hy sou getrou wees. En dalk is dit vandag God se uitnodiging aan jou. Moenie skaam wees nie. Moenie stil bly nie. Moenie jou roeping verklein nie. God het jou nie 'n gees gegee van vrees wat jou skaam maak nie, maar 'n gees van krag, gees van liefde, gees van selfbeheersing. Ek het 'n gebed in my hart. As ek en jy oor 'n klompie jare weer met mekaar praat, wil ek sien hoe jy 'n reus geword het. Soos wat Timoteus uiteindelik 'n reus geword het in die geestelike wêreld. Amen. Kom ons neem gou die dankoffers op.